Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Woensdagoggend. Ons lees vanoggend 'n gedeelte wat nog altyd vir my, kom ek sê, 'n moeilike gedeelte was. So kom ons lees dit, Lukas 10 vanaf vers 38. Terwyl hulle op reis was, het hy by 'n sekere dorpie gekom waar 'n vrou met die naam Martha hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster met die naam Maria gehad, wat by die Here se voete gaan sit het om na sy woorde te luister. Maar Martha was besig met al die voorbereiding. Sy kom toe daar staan en sê, Here, pla dit U nie dat my suster my alleen los om te bedien nie. Sê tog vir haar om my te help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy kwel en ontstel jou oor so baie dinge, maar net een ding is noodsaaklik. En Maria het die goeie deel gekies. Dit sal nie van haar weggeneem word nie. Geliefdes, dit is ons teks. Kan ek nou maar reguit sê, ek simpatiseer met Martha. Hier is sy besig om alles te doen. Ek meen, sy bewys gasvryheid. Sy ontvang Jesus as gas. Die woord wat hier gebruik word, is dieselfde woord waaruit diaken uiteindelik afgelei word as daar staan dat sy het hom bedien. En haar suster help haar nie. En iewers groei haar irritasie. En sy kom op 'n breekpunt en sy sê, ekskuus Jesus, maar ek werk vir my half dood hier. My suster sit daar en doen niks. En dan sê Jesus vir haar, Martha, Martha, jy kwel jou oor so baie dinge. Jy is in 'n flatspan, jy is besig van die een ding na die ander ding. Maar Maria het een ding gekies. En dit gaan nie van haar weggeneem word nie. En jy moet onthou, die hele kultuur van daardie tyd, wanneer Maria by Jesus se voete gaan sit en luister, dan doen sy presies wat die disippels doen. Dis wat 'n leerling gedoen het by die leermeester. So, Maria kies om 'n disipel te wees. En hier is 'n belangrike klem in hierdie verhaal. Dat ek en jy moet eers by Jesus se voete stil word. Ons gaan eers moet luister. Ag, en ek dink nie ons moet onsself flous nie. Ons is nie baie goed met luister nie. Ons gaan moet leer om eers te luister, om eers te hoor by die Here. En dan te dien. Daar is 'n gevaar dat ek en jy soveel goed vir die Here wil doen, dat ons eintlik van die Here vergeet. En daarmee sê ons nie ons moenie dien nie. Ek en jy ons moet betrokke wees, ons moet help, ons moet besig wees en ook 'n tyd afstaan en goed vir die Here doen. En dit beteken normaalweg dat ek dan by die kerk sekere verantwoordelikhede neem en sekere goed doen, maar dit kan ook oorweldigend raak. Dit kan ook te veel raak. Dit kan ook later begin voel of dit alles jou verantwoordelikheid is. En as jy dit nou nie doen nie, dan val alles plat. En dan raak jy kwaad, want wat van hierdie ander mense wat nie help nie? En dis altyd dieselfde klein groepie wat alles moet doen. Dan is dit tyd dat ek en jy weer net by Jesus se voete gaan sit en na sy woorde luister. So ja, ons moet dien, ons moet gasvry wees
En van julle wat hier luister, het 'n ongelooflike gawe van gasvryheid ontvang. Ek weet hoeveel van julle het my al in julle huise ontvang. Dan weet ek, daar's die mooiste gawe van gasvryheid. Jy het regtig 'n gawe om iemand so welkom te laat voel. Maar daar's niks verkeerd met dit nie. Dis iets mooi. Maar moenie dat dit jou wegvat van Jesus nie. Onthou uiteindelik waaroor gaan dit. Ek en jy is 'n disipel van Jesus. Ons wil by hom leer. Moenie dit vergeet nie. Amen. Here almagtige God, ons identifiseer eintlik baie meer met Martha. Want Here, ons wil vir U werk, ons wil vir U goed doen, en dan sal daar mense wat niks doen nie. Maar Here, leer ons. Leer ons geduldig wees, leer ons verstaan, en leer ons om by U te hoor en te luister, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.